Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens vanoggend. En ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 6. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Maar dan veral hier vers 9, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle geregtigheid. Ja, en die Here wat jou sondes vergewe, groet jou vanoggend ook met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing is Hebreërs 4, ons gaan lees vers 1 tot 13, Hebreërs 4, vers 1 tot 13. Ja, terwyl jy na die Bybel so toe blaai, noem ek maar net ook, Lennart nou gebid ook oor die seminaar wat aangebied is, die finansiële seminaar, en ek is so dankbaar, daar's reaksie, en daar's nou 2 gemeentes wat gereageer daarop, maar die een gemeente vra of dit in Engels kan kom aanbied, en ek dink nie ons is al daar nie, om die finansiële seminaar, ek sukkel nog met die finansies nou nog in Engels, maar ons is regtig dankbaar dat dit so geseënd was, die seminaar wat ons aangebied het, die finansiële seminaar. Hebreërs 4, gaan ek lees vanaf vers 1 tot vers 13, ek lees uit die 83 vertaling. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas, dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het, toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Joshua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Die woord, en dit is nou veral die gedeelte waarop ons gaan fokus, die woord van God is lewend en kragtig, dis skerper as enige swaard met 2 snykante. En dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Ja, as jy vir ons hierdie vers 12 sien ons dat die mens bestaan uit 3 dele, nê? Gees, siel en ons weet ons het 'n liggaam. Ons sien dit, nê? Hy praat hierso skeiding van siel en gees en gewrigte murg. So 'n mens bestaan uit jou gees, jou siel en jou liggaam. Jou gees is jou diepste wese.
en waar jy reagerend waar jou gees kan reageer op God. En in jou gees kan jy verhouding met God hê. In jou gees, dis waar die Heilige Gees kom woon na jou wedergeboorte. Jou diepste wese, jou wedergebore gees. Jou siel, weer aan die ander kant, is natuurlik jou denke, emosies en wil. Nou, in die Bybel word die woord kardia gebruik, ook baie keer om na jou siel te verwys, is jou psyche. Jou gees is 'n pneuma, maar dan is daar ook in die Griekse woord psyche, jou siel, en baie keer kan die woord kardia, hart, verwys na jou fisiese hart, maar het kan ook verwys na jou siel, en baie keer word simbolies gebruik vir jou siel, Jou siel is mos jou persoonlikheid, jou denke, emosies en wil. Dit beoordeel die bedoelings, in jou siel. Die bedoeling is jou wil en die gedagtes, die denke van jou hart, jou siel. Dit verwys na jou siel. Denke, emosies en wil. En so die mens kan ons sê liggaam, siel en gees. Hy denke, emosies en wil. Jou siel, die hart. En jou gees, jou diepste wese wat kan reageer op God en wanneer jy 'n verhouding met God kan hê. Nou, as jy Jesus Christus as verlosser aangeneem het, jy's wedergebore, wat gebeur? Jou gees roep uit, halleluja, ek is weer herenig met my Skepper, ek gaan nou net lief hê, ek gaan vergewe, ek gaan mense help, In jou gees wil jy net alles doen wat die Here sê. Want die Heilige Gees kom woon mos in jou wedergebore gees. En jy's herenig weer met jou Skepper. En jy wil alles net doen wat reg is en wat die Here sê in sy woord. Jy's net vol liefde en wil net alles doen. Maar, ongelukkig, jou siel is nog nie reg nie. In jou siel, jou denke, emosies en wil, is daar 'n klomp herinneringe. As jy wedergebore word, het God nie die delete knoppie gedruk en alles in jou denke, emosies en wil is uitgevee nie. Jou siel is die probleem. Dis waar die stryd is. Jou siel sê, Gees, jy dink nou net om die ervaring met die Here gehad het, ek moet nou alles vergewe en alles vergeet. My siel sê ek weet van alles wat met my gebeur het. Ek onthou dit, ek het die leer so in. Elke iemand wat my te nagekom het, in jou siel, ek ken dit. Ek het dit weggeberg, ek onthou dit. Ek gaan nie sommer vergewe nie. Ek het name, adresse en nommers. Ek weet wat hulle aan my aangedoen het. Dit is hoe jou siel reageer. Daar sit nog baie diep seer en herinneringe van die sondige verlede. En baie keer van jy wat jy self gedoen het ook. Kyk wat het ek aangevang. So jou siel word nie net so nuut gemaak met jou wedergeboorte nie. Dit is eintlik nou nog al die wat sê ek wil terugkry. Mense moet boet wat my te nagekom het. En dit is waarvan Paulus natuurlik praat ook in Romeine 7 vers 18 en 19. Daar's by my wel die wil, om die goeie te doen, my gees, my wedergebore gees. Ek wil die regte doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek nie. My siel, dit is die onbekeer, dit is die ding wat nog moet regkom. My denke, my emosies, my wil, moet nuut gemaak word. Ja, ek is gered. Ek is gered, maar lewe nog nie in oorwinning nie. Vanweë die rebelsheid van my siel, wat wil hê, mense moet boet, vir wat hulle gedoen het aan my. Dit is waar die stryd is. En jy weet, daai mense moet boet, gee vir prokureurs baie geld. Ek wil net gaan aankla, net elkeen vervolg, en hulle loop met al die geld weg. Daar is en daai gevoel van daai rebelsheid, ek wil hê hulle moet boet. Baie mense maak geld daaruit. En daarom kom Paulus ook, hy skryf in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. So die siel voel, jou siel voel, die werk van die siel is, hulle rig argumente op,
rig kennis wat teen die kennis, redenasies en hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Nee, dis wat jou siel doen. Voel dis sy taak, nee, om kennis, nee, en redenasies en hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, op te rig. Nee, die siel rig argumente, redenasies en vestings op teen die kennis van God. Die Gees se taak is weer om dit af te breek deur die krag van die Heilige Gees. Om al daai redenasies, argumente, vestings af te breek. Dis wat die wedergebore Gees wil doen. Dis sy taak, om dit af te breek. Daar nie tussen jou en God 'n vesting, 'n skans is nie. Maar nou kan ons vra, hoekom bou mense vestings in hulle denke, hulle emosies en wil? Hoekom doen mense dit? Nee? Jy's gered. Jy glo in Jesus, jy's wedergebore, maar jy sit nog met hierdie vestings. Nee, hierdie argumente, redenasies teen die kennis van God. Hoekom doen ons dit? Ons doen dit baie keer om te oorleef in hierdie sondegevalle wêreld. Dis 'n vleeslike manier, 'n wêreldse manier. Vestings is 'n wêreldse manier, vleeslike manier om te oorleef in 'n sondegevalle wêreld waar dinge so skeef getrek word, nee. Waar dinge so onregverdig is. Rig ons vestings op om te probeer survive, oorleef in hierdie sondegevalle wêreld. Nee, en wat doen ons? Ons deur 'n vesting probeer jy die persepsie van 'n realiteit te verander. Die realiteit is so hard, dit is so erg vir jou en jy rig 'n vesting om die persepsie van daai realiteit te wil verander. Dat jy dit kan verwerk, dat jy kan oorleef. Ek dink nou, kom ons vat maar 'n voorbeeld, dis die beste om dit te verduidelik, nee. Julle weet nou, ek dink in die afgelope tyd het julle die nuus gehoor, wat is daai kind, nee, wat sy ma haar verkoop het vir 20.000. Jocelyn, nee, vir 20.000 rand verkoop aan 'n sangoma. Net, ek dink hulle beweer dit, nee, hulle dink dit is wat gebeur het. Dit is so verkeerde, dit is so erg die realiteit. Nee, en 'n kind wat daardeur moet gaan, ek sien 'n ander iemand stuur op ons plaas 'n ander video van 'n ander kind wat mishandel word deur haar ma, nee. Jy kan dit nie glo, dit dry so in teen jou natuur, hoe dit nie moet wees nie. Nee, hierdie 3-4-jarige kind wat rondgegooi en wat opgetrap word. Dit is net te erg. Ek dink 20.000 rand is my waarde. Vir my ma. Nou, kinders wat deur so trauma gaan, nee, kan dit nie verwerk nie. Mens kan dit verstaan ook. Ek as ek niks goed hoor en sien, word ek so kwaad. Jy voel so, jy weet nie wat om aan te vang. Nee, hoe verwerk jy daai realiteit? Sulke goed. En dan kom jou siel met 'n vleeslike voorstel en sê, weet jy wat, dit dry so in. My ma kon dit nie bedoel het nie. My ouers kon dit nie bedoel, kinders wat mishandel word. My ouers het seker nie bedoel nie. Al hoe ek dit kan verwerk, dit is nie regtig nie, want hulle moet my mos nou eintlik beskerm en versorg, maar ek kan nie bedoel nie. So wat doen ek? Ek gaan redeneer daaroor, rasionaliseer daaroor. Weet jy, dalk is dit my skuld dat dit gebeur het. Dit is hoe die logika omgedraai word. Die kind voel is die kind se skuld. Ek moet volgende keer net reg optree. Ek moet net volmaak wees. Ek moet net perfek wees. Dan sal my ouers nie dit met my aanvang nie. As ek net sou reg optree. Nou op 'n mate kry hulle dan ook beheer oor die situasie, beheer oor mense wat so buite beheer is, nê? Om te dink as ek reg optree, dan sal dit nie met my gebeur nie. My ma of pa het dit nie regtig bedoel nie, maar ek het seker die skuld lê by my. Ek moet net volmaak wees. Ek moet net perfek wees. Dan kry jy 'n mate van beheer oor die situasie. En dan word so kind groot, nê, met 'n vesting van perfeksionisme. Ek moet altyd perfek wees, moet altyd reg wees. So kan ek mense beheer wat so buite beheer is. En 'n vesting van perfeksionisme word opgerig. En daar's baie ander vestings wat mense ook kan vat, nê, wat so opgerig word, nê. Maar veral, nê, mense wat verniel is as kinders, nê, of
vrouens wat verniel is deur hulle mans, nê. Kom en sê, ek moes dit net nie gesê het nie. Daarom het hy weer gaan drink. Volgende keer moet ek net nie weer dit sê nie. Of ek nie weer dit doen nie, want dis hoekom hy nou weer sy hand gelig het. Nee, en daai mense ook reflekteer en sê, kyk wat jy my nou laat doen, nee? Dis mos wat baie keer mense wat hulle vrouens of kinders mishandel, dan sê hulle vir die slagoffer, kyk wat jy my nou weer laat doen. En dan dink hulle, okay, dit is my fout. En 'n vesting van perfeksionisme word opgerig. Of ek in 'n vesting van woede uitbarstings. Jy kry selfs volwassenes, nê, wat 'n tantrum gooi, soos 'n kind wat daar op die grond rondskop en rol en goeters, nê. Jy kry volwassenes wat sulke woede uitbarstings kry. Al is hulle groot. Ook 'n vesting wat opgerig is van kleintyd. En so kan jy aangaan. Of 'n vesting van wantroue. Om myself te beskerm, nê, maak ek my hart toe vir alle mense. Kan niemand vertrou nie. En sulke mense sukkel in die huwelik en sukkel om hulle gesinne met hulle verhouding met hulle kinders, want hulle maak toe. Verstaan jy hoe word daai vestings opgerig? Teen die kennis van God. En daai vestings verhoed jou om te word wie God wil hê jy moet wees. Jy kan nie groei nie vanweë die vestings. So ruk terug, luister ek na prediker Jack Frost en hy vertel ook sy vrou het 'n wonderlike verhouding met God. Nee, sy ervaar 'n intieme verhouding met God as Vader, nê. Sy is lief vir God en sy kan haar liefde wys en so, want sy het 'n liefdevolle pa gehad. Nee, sy het uit op haar aardse pa, want kyk hier, dit is mos 'n weerspieëling van God die Vader. Sy het uit op haar aardse pa se skoot gaan sit, en 'n wonderlike verhouding, en sy het daai vader-kind verhouding met God die Vader. Maar haar pa is vroeg oorlede, en hy het nie goed nagelaat nie. Jy weet, hulle het gekrepeer, haar ma moes ek weet nie hoeveel werke doen, net om die pot in die kook te hou in die huis. En toe kom hy agter, sy vrou het hierdie wonderlike intieme verhouding met God die Vader, maar as dit kom by siektes, dan is haar geloof by die deur uit. Nee, omdat haar pa so vroeg oorlede is. En as dit kom by finansies, dan is sy ook omtrent so 'n ongelowige. Want haar pa het nie voorsien nie. Verstaan hoe daai vestings opgerig deur sulke trauma, dood en sulke dinge. En jy kan nie wees wie God wil hê jy moet wees nie. En almal van ons het maar hierdie tipe verkeerde patrone, denkpatrone of dalk 'n vesting. Nee? Daai stilstype, as jy een is wat jy kan nooit 'n ding uitpraat, stilstype is 'n vesting. Daai om almal te please, is 'n vesting. Almal net tevrede te probeer stel. Is 'n vesting. Of om aggressief te wees. Nee. Hierdie meer uitbars is 'n vesting. Dit gaan jou keer om te word wie God wil hê jy moet wees. En daarom is die woord daar, wat ons nou gelees het. Die Heilige Gees gebruik die woord van God, is lewend en kragtig, dis skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees. En gewrigte dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Die Heilige Gees gebruik die woord van God om vir jou te openbaar. Wat gaan jou sielsdimensie aan? Wat se vestings, wat se verkeerde patrone is daar? Wat is die bedoelings van jou gedagtes en jou jou gedagtes en die bedoelings van jou hart? Jou wil. Die Heilige Gees gebruik dit. So kragtig om die woord om dit vir jou te wys. En dalk vanoggend wys die Here ook, die Heilige Gees, vanuit jou wedergebore gees, uit die prediking, uit die woord, jy het 'n vesting. Wat is jou gedagtes daar? Wat is die bedoelings van jou hart daar? Dis 'n vesting. Dis 'n leuen. Maar jy sal nooit deur perfeksionisme, nê, om altyd alles volmaak te doen, sal jy mense nie kan tevrede stel of hulle kalmeer nie. Dit sal nie werk nie. Jesus was volmaak, was perfek, en wat het met hom gebeur? Hy's gekruisig. Mense het hom verwerp en gesê kruisig hom. Soos 'n vesting, 'n vleeslike manier, jy gaan dit nie regkry met dit nie. So, wat moet gebeur? Die Heilige Gees kom
Hy gebruik die woord om eerstens, die Heilige Gees gebruik die woord eerstens om die leuns te openbaar waarop vestings gebou is in jou siel. Die gedagtes en die bedoelings van jou hart. Nee? En tweedens, gebruik die Heilige Gees, nee, daai sielsdimensie moet vernuwe word met die waarheid in Christus. Die kruis. Tweedens, bedien die Heilige Gees deur die woord, die waarheid aan Christus aan jou. En dit verander jou lewe. So die Heilige Gees wat in jou wedergebore gees woon, kom en hy gebruik die woord om jou denke, jou sielsdimensie, jou denke, emosies en wil te vernuwe. Eers om te wys wat se vesting is daar, wat is die bedoelings van jou hart, wat 'n vesting is jy opgerig, dat jy dit kan verwerp en om die waarheid te aanvaar in Christus. Wat is waar vir jou lewe? Jy hoef nie hierdie vlees te gebruik om jouself te beskerm nie. God is ons beskerming. Jy kan hom vertrou. En ja, baie keer dan wil ons in die vlees reageer. Nee, en na die tyd voel jy so skuldig. Vra dan die Here, vra die Heilige Gees om die woord vir jou te wys. Wat se vesting is daar? Wat is die wortel? Dat jy dit kan vernietig, kan afbreek en kan word wie God wil hê jy moet wees. Ek wil hierdie ook bietjie net probeer verduidelik met wat ek ook in 'n boek gelees het van 'n onderwyser, 'n blou lint seremonie, so blou lint seremonie. Hierdie juffrou en sy's in die hoërskool, haar senior klas, het sy so ondersoek gedoen en kyk wat is die effek van erkenning op 'n gemeenskap, nee, om erkenning te gee. Hoe beïnvloed dit 'n gemeenskap? En sy het haar klas gevat, haar senior klas, en sy het blou linte. Dat elke kind het sy daar vorentoe gebring en vertel vir die kind wat beteken die kind vir haar en vir die klas. Positiewe waardering uitgespreek, nee, dis seëning wat ons ook as moet altyd van praat. Vertel vir elke kind hoe spesiaal die kind is en watter bydrae hulle lewer. Ja, wat hulle beteken vir haar, vir elke kind. En dan sy 'n blou lint aan die kind vasgespeld. Ekskuus, dit gaan 'n bietjie seer wees as jy hom met 'n hamer vasspyker. Met 'n speld vas aan die bors gespeld, nê? In hierdie blou lint staan daarop: wie jy is, maak 'n verskil, in goue woorde. Wie jy is, maak 'n verskil. En nadat sy vir elke kind dit gegee het, sy nog 3 linte vir elke kind gegee, wat hulle dan moet gaan na iemand anders te gaan seën en vertel van die waardering, wat se verskil hulle maak, en dan die 2 linte oorgaan, daai persoon weer verder gaan. En die een seun het gegaan na junior bedryfsleier van 'n maatskappy in die omgewing, want die bedryfsleier het hierdie skoolkind gehelp met 'n loopbaanbeplanning. En na hierdie junior bedryfsleier toe gegaan in hierdie maatskappy en gesê hoeveel hy waardeer en gehelp het vir sy loopbaan, sy toekoms vorentoe, en hierdie ding vasgespeld aan sy bors wat sê wie jy is maak 'n verskil. En hierdie junior bedryfsleier het toe gegaan na sy baas toe. En my baas maar 'n bietjie knorrige ou, nê? Bietjie kwaai ou, en gesê en gaan en sy baas vertel van hierdie projek en gesê maar hy bewonder die baas se kreatiwiteit. En dit het 'n groot impak op hom. Dit verander sy lewe en hy spel toe ook die tweede blou lint aan sy baas se bors vas. En gee hom die 3de lint. En sê nou moet die baas self iemand gaan soek om dit te gaan doen. En die baas is die middag, die aand huis toe en hy gaan toe na sy 14-jarige seun toe. En sê vir sy 14-jarige seun, hy nou deur die dag verduidelik toe nou waaroor die projek gaan. En gesê het nou gewonder wie sal hy seën, en hy het toe gevoel hy wil sy seun kom seën. Erkenning gee. En hy sê toe vir sy seun, ek weet, ek werk hard, ek het eintlik nie baie tyd vir jou nie. Partykeer kom ek by jou huis, dan skree ek op jou om jou punte nie goed genoeg is nie, om jou kamer so de mekaar is. Maar ek wil net vir jou sê, jy en jou ma is die 2 belangrikste persone in my lewe. Ek is lief vir jou, jy maak 'n verskil in my lewe. En terwyl hy dit so sê, begin daai seun net huil en erg gehuil. En
En so deur die trane sê hy toe vir sy pa, ek het nie eens gedink, ek maak 'n verskil vir pa of ek hier is of nie hier is nie. Ek het dit nie eens gedink, dit maak 'n verskil nie. En die seun is toe so geseën. Verstaan, die erkenning wat gegee word, is so belangrik. En in Christus kom God en hy gee vir jou erkenning, vir elkeen van ons. Sê jy maak 'n verskil. Wie jy is, maak 'n verskil. Ek het my seun vir jou gegee. So jy is vir my belangrik en kosbaar. Jy maak 'n verskil vir my. In Christus natuurlik. In al Paulus se briewe, is dit altyd so, die brief word so in 2 opgedeel. Die eerste helfte, is altyd eers, wat is vir ons die waarheid in Christus? Wie is jy in Christus? In die tweede helfte kom hy dan met opdragte. Omdat jy dit is in Christus, gaan leef so. Gaan doen dit anders. En dis wat die Here ook vir jou kom sê in sy woord. Jy maak 'n verskil. Wie jy is, maak 'n verskil in my seun Jesus Christus. Ek het my seun gegee. Maak jou denke, jou sielsdimensie, maak dit net met die waarheid in Christus. En waar kry jy waarheid in Christus? In die woord. Dat die Heilige Gees vir jou uit God se woord wys wie jy is in Christus. Daarom sê Paulus ook in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word, maar dat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal jy ook onderskei wat die wil van God is, wat van goed en aanneemlik en volmaak is. Die woord sny diep, die Heilige Gees gebruik die woord om diep te sny. En as God vir jou goeders openbaar, moenie sê dit is nou maar so nie, so gemaak en so laat staan nie, dis 'n leuen. Verander dit. Laat jy jou denke vernuwe met die waarheid in Christus, dat die Heilige Gees dit diep in jou sielsdimensie kom vernuwe. Die buitekant, jou buitekant is 'n refleksie van wat in jou siel aangaan. En dit is so jammer dat gelowiges baie keer te wonderlike getuienis neem, maar dan gebeur daar iets, wat iets net trigger. En daai hele getuienis val plat, vanweë daai vesting, vanweë daai reaksie. En daai getuienis val plat. Ons moet ontslae raak van verkeerde patrone, van vestings. Anders te gaan mense sê, kyk, hy het nou so gepraat, hoekom dit, wat nou, wat gaan nou aan? Wat help dit? Laat die woord sny. Skeiding, die bedoelings van die hart, jou gedagtes, dat die Heilige Gees dit gebruik in daai goed wegsny, in jou sielsdimensie. Daar word ook gesê, ja, ons moet die Here, ek wil God verheerlik, ons sê baie keer ek wil God verheerlik. Nou lees ons Johannes 15 vers 8, my Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, my disippels is. En nou kan jy dink, hoe gaan ek God verheerlik? Ek moet vrugte dra. Maar dis hoekom dit baie belangrik altyd is, om skrifgedeeltes in konteks te lees. Nie net een vers vat nie. Want jy gaan nou probeer vrugte dra en dit gaan nie werk nie. Want kyk wat staan in vers 5. Jy moet nie dink, ek moet net vrugte, dan gaan ek God verheerlik. Dit gaan nie werk nie. Vers 5 staan daar, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan jy niks doen nie. So wat is ons opdrag? Nie om vrugte te dra nie, maar om in God te bly. Om my sielsdimensie te vernuwe met die waarheid in Christus. Heilige Gees kom en dit vestig my siels, my denke, my emosies, my wil. Bly in Christus. Bly in hom. As jy in hom bly, gaan jy outomaties vrugte dra en God verheerlik. En bind jou denke, jou emosies, jou wil, bind dit aan die waarheid vir jou in Christus volgens God se woord. En dan gaan jy vrugte dra. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons sê dankie. Here, dat U ons gered het, maar U het ons nie net so gelos, om maar net vas te byt in die geloof tot ons eendag doodgaan nie. Daar's 'n pad van heiligmaking wat ons moet stap. Die regverdigmaking het plaasgevind by ons wedergeboorte. Maar nou, daaglikse bekering, die pad van heiligmaking.
En dankie Heilige Gees, U wat in ons diepste wese, in ons wedergebore gees woon, dat U die woord gebruik, om ons sielsdimensie te dissekteer, oop te sny en te kyk, wat is die bedoelings van die hart? Wat is die gedagtes? Dat al daai verkeerde leuns waarop vestings gebou is, verkeerde patrone, dat U dit wil wegsny uit ons lewens. Dat ons net meer en meer sal word wie U wil hê ons moet wees. Kom vernuwe ons, Here. Wys U vir ons, gee vir ons die krag deur die Gees en die woord, Here, om te verander. Om die beeld van Jesus te vertoon. Om in Hom gevestig, om in Hom te bly. Ons vra dit in sy kosbare naam. Amen. En ontvang dan nou ook die seën van die Here, dat die Here ook in en deur jou groot dinge gaan doen daar in die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.